As ek so kyk, dink ek ons moet ons klaarmaak vir 2026 dat hulle hierdie hele biometric system vir betaal en die koop en verkoopstelsel wat die Bybel van praat in Openbaring 13 gaan implementeer. Ek vermoed ook dat hulle dit sal implementeer met die koms van die Doringbosregering. Ek vermoed dit nie, ek is min of meer 100% seker dat hulle dit gaan doen. So ou moet nou begin dink, waarheen is ons op pad? So ek weet hier's baie ouens wat glo in 'n wegraping, maar ek het dan vir jou slegte nuus. Wanneer hulle hierdie ding implementeer, gaan jy nog saam met ons hier wees. Bybel sê ook jy gaan saam met ons hier wees. Hou moet net mooi gaan lees daar in Openbaring 13. Sommige gaan hierdie stelsel vat en ander gaan hom nie vat nie. Nou ja, dit kom daarop neer dat hulle begin met die biometric stelsel. Julle moet nou mooi verstaan. Ons almal het klaar kaarte in bankrekeninge en fone en alles. So hulle begin met die biometrics, menende die vingerafdruk en hulle doen dit klaar by die banke. En die facial recognition, en dan sal ons nou binnekort oorgaan na die palm scams, jy gaan nou betaal met jou palm, die tipe van ding, hulle gaan daai ding inbring, so hulle implementeer al daardie dinge, en dan op 'n stadium, gaan hulle vir jou sê, eintlik werk die stelsel nou nie mooi nie, en hier te kort en daar te lank, ons sal nou daaroor praat, en dan gaan hulle oor na die chip toe. Maar terwyl hierdie stelsel dan nou in plek is, gaan ons heel moontlik sien dat hulle 'n groot virus losraad en mense moet by hulle huise bly en niemand kan uitgaan om te gaan koop of verkoop nie en niemand mag in die straat wees nie en die tipe van ding, ons gaan dit sien, gaan ons dit beslis sien. En dan sal hulle hierdie jab dan nou ook inbring saam met die stelsel. Want ek sien, hier's 'n beriggie van die Burger, 27 Augustus, nou 2025, nou ek kan die News24 so goed sien nie en ek weier om daarvoor te betaal. Hulle moere. Nou ja, so, maar hierso staan 18 miljoen Suid-Afrikaners het steeds die ou een en dan staan daar roei die groen ID-boekie uit. So ek het gehoor van volgende jaar af is hierdie ID-boekie blykbaar nie meer geldig nie. Ek praat onder korreksie, maar ek dink jy moet jou klaar maak daarvoor. So wat hulle gaan doen, heel moontlik, hulle gaan sê, almal moet weer gaan RICA by die banke. So dis wat ek dink hulle sal doen. So hulle wil jou dwing om hierdie digital ID te gaan doen daar by die binnelandse sake, en om van jou, en dan hoef jy nou nie meer, die groen ID-boekie sal dan nie meer geldig wees nie, so jy moet gaan oor RICA by die bank, jy moet die bank gaan wys, jy het 'n digital ID, en dan hou hulle jou bankrekening oop. Ek dink ons kan ons klaar maak vir iets baie soortgelyk, né? Weereens, die digital ID op sigself is nie die krisis nie. Dis alles wat daarmee saamgaan wat die krisis is. Nou ja, die SASSA introduce mandatory biometric enrollment, ja, hier begin hulle daarmee with effect from 1 September 2026. Dit is dan nou dat hulle jou biometrics, dit wil sê weer eens die vingerafdruk, die palmafdruk, miskien die facial scan, alles doen om jou aansoek by SASSA dan nou deur te kry. Die rede daarvoor is, die SASSA populasie is jou weerlose populasie, hulle staan bakkant by die regering, die plan was van die begin af om die land so te verarm, dat 28 miljoen mense op SASSA is, en so 'n groot deel van die populasie is op SASSA, en hulle moet dan nou almal bakkant staan by die regering vir geld, en daarom kan die regering hierdie tipe stelsel by hulle baie makliker implementeer. Dan is dit interessant, Goodbye Cash, Reserve Bank wants full control of South Africa's instant payment system. Kom ons kyk, ja, kom ons kyk wie het die berig gegee, ek net om hier onder gaan kyk. Business Tech, daar is hy. Nou ja, die Reservebank wil die grootste deel van hierdie stelsel, is monopolie. Ons praat, dis 'n fasistiese stelsel, Joodse bankiers. Die Reservebank behoort nie aan Suid-Afrika nie, behoort aan privaat mense, wat die reg het om geld te druk. Ek en jy mag nie druk nie, as ons dit druk, dan sluit hulle ons toe vir baie lang tyd, maar hulle mag druk, want hulle het sogenaamde lisensie. Reg, nou, hulle wil dan nou hierdie instant payment system, hierdie hele stelsel wil hulle eintlik die grootste aandeelhouer daarvan wees, want dit gaan oor geld, dit gaan oor beheer. Soos ek sê, hierdie is nie die begin, dis nie die begin. Dit sal later van tyd baie erger raak. Maar,
Dan kry ons hierdie bruggie ook, banks closing ATMs across South Africa except one. En dan sê hulle, 4 of the biggest banks, Standard Bank, FNB, Absa, Nedbank, are shutting down ATMs nationwide. Meanwhile, only Capitec has increased its ATM footprint in South Africa, which the company says will give its customers better access to banking services. Capitec leun swaar op die swart gemeenskap, en die swart gemeenskap val moeilik vir hierdie idee van ons vat kontant weg. In 'n groot mate sal dit vir ons tot voordeel wees. So luister nou mooi. Hierdie stelsel is hulle besig om te implementeer en jy kan nie veel daaraan doen nie. Nou, jy gaan nou maar in die ry moet staan vir 'n digital ID. Jy gaan nou maar in die ry moet staan op die ou einde vir die dag vir biometrics en whatever. En soos ek sê, nadat ons chaos gehad het in Suid-Afrika, dan lig hulle hierdie hele stelsel uit die asse uit op, wat hulle klaar geïmplementeer. Die stelsel is klaar geïmplementeer. Hulle gaan hom net oplig uit die asse, en dan sê hulle, luister, ons moet nou so werk. En die meeste mense gaan baie dinge verloor het. Hy het inkomste verloor, hy het werk verloor, dan staan almal in die ry vir hierdie stelsel, waar volgens jy dan nou betaal met jou foon. So, jy kan betaal met jou foon, jou hele jou mediese rekords, jou inentingsskedule, waar jy bly, alles is op jou foon. Jy kan koop en verkoop met jou foon, en ons vat kontant weg, of jy koop en verkoop met jou palm, of met jou iris scan, of wat ook al. Hulle gaan hom implementeer, en dit sal wees vir 2026. Nou weet ek, daar's ouens wat glo dat die wegraping, want ek sien hulle het nou vreeslike stories oor September maand, AIS, toch weet jy, die verskriklike ontnigtering wat kom vir julle klomp. Maar in elk geval, die ouens wat nou glo in 'n wegraping, luister mooi wat Deborah vir jou vandag profeteer is, as liewe Jesus jou spaar met lewe en gesondheid, gaan jy volgende jaar saam met ons hierdie stelsel sien, dat hulle hom implementeer, en jy gaan deel wees van die koop en die verkoopstelsel, via hierdie biometrics, en met my foon, en so aan. Jy gaan dit nie mis nie. So jy moet so lank dink daaraan. Nou ja, soos ek sê, vereers is die stelsel, mens kan sê, wel dit pla my nie, kontant is 'n probleem, hulle steel dit en so aan. Maar die biometric stelsel het regtig probleme. Die hackers kom in, en dit het gebeur in Indië, ek het 'n oulike video hier waar 'n man dit baie mooi verduidelik, en dit sal natuurlik hier ook gebeur. Luister, enige ou wat 'n Nigerian onderskat, is so dom so snot. Luister mooi. So, hulle gaan hierdie stelsel inbring, soos wat hulle nou die korrupsie het binne in die banke, hoeveel mense word nie besteel deur 'n ouetjie wat van die bank af bel, dan is dit van die bank self. En dan na die tyd sê die bank, hulle weet nou nie mooi nie, hulle weet nie hoe die geld gesteel is nie, maar dit is hier gesteel. As hulle dit nou nog so kan doen, hierdie biometric system is nie onfeilbaar nie. Wat beteken? Hulle gaan bestaan en sê, luister, nee jong, ons moet nou die chip implant. Maar weet jy, soos die chip ingeplant het, dan kan niemand jou identiteit steel nie, hoor? En dan is ons op die merk van die dier. Maar hierdie is klaar die begin. Hierdie is klaar die begin. Nou ja, soos ek sê, in 'n groot mate gaan ons hulp wees hierdie swart gemeenskap, wat kontant in sy hand wil hê. Die getalletjie ding werk nie vir ons nie. Ek weet hulle het probeer in Nigerië, en dit was 'n groot probleem, hulle het kontant begin onttrek uit die stelsel uit, om die mense te dwing om elektronies te betaal. Dit het baie moeilik gewerk daaraan, die ouens het baie kwaad geraak, daar was opstande, ek dink hulle het 1 of 2 banke aan die brand gesteek, viva. Nou ja, luister mooi, dit is hopelik wat ook in Suid-Afrika sal gebeur, want die stelsel is 'n kort rukkie in plek hier, en dan val hy uit mekaar uit. Maar goed, dan kom die Chinese in en hulle gaan probeer om dieselfde te doen. Maar hulle is ook 'n kort rukkie hier. Ons praat nie van 10 jaar nie, ons praat nie eers van 2 jaar nie. So 'n kort rukkie. So 'n ou moet probeer om die bullet te dodge terwyl jy kan, né? Die groot ding is, wanneer hulle hierdie stelsel geïmplementeer het, gaan daar een of ander virus vrygelaat word, naamlik Marburg, en dan gaan hulle vir jou sê, luister, jy moet gaan vir die jab, anders dan gaan ons jou bankstelsel afsny, want ons het al jou biometrics. Kyk gou hierdie video van hierdie man. For those of you who think that digital ID sounds convenient, let me warn you what happened in India
where over 1 billion people were forced into a system like this, it became one of the largest disasters of the century. In India, the government linked people's food rations, pensions, and even hospital access to a digital ID system. The problem? Criminal networks learned how to hack and manipulate biometric data. When fingerprints didn't match, or when hackers swapped someone's identity, people were locked out of survival. Entire families were denied food. In just one state, at least 24 people starved to death after being cut off from rations. Some elderly pensioners went months with no income because their IDs were hijacked. Victims reported going to the store only to be told, "Your fingerprint doesn't match, no food for you." Others went to hospitals and were turned away because their ID had been cloned. Imagine being sick, hungry, or elderly, and a glitch or a hacker takes away your right to live. This wasn't just a glitch here or there. Organized criminal groups exploited the system, stealing benefits, rerouting funds, and selling fake identities. At one point, millions of fake accounts were uncovered, used to siphon money meant for the poor. A system sold as secure ended up creating a black market for identities where the poor suffered and criminals thrived. This is the real danger of digital ID. It's not about safety or protecting children. It's about control and exploitation. Once everything you need to live, food, money, medicine, is tied to a single ID, all it takes is an error or a criminal to cut you off. India's experiment showed us what happens: hunger, fraud, and preventable deaths. Don't think it can't happen elsewhere. Digital ID isn't security, it's a weapon waiting to be used against you.